Goeiemôre almal. Die klank nou deurgekom. Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie erediens. Ek moet sê, 'n buitelig erediens sou dalk goed gewerk het vanoggend. Daar's nie wind nie. Die sonnetjie is lekker. Hier binne is dit bietjie koeler. Maar baie welkom. Julle het gekies om gehoorsaam te wees op die Here se roepstem. Hy roep ons, hy nooi ons uit om hiernatoe te kom. En julle het gehoorsaam gereageer. Mens kon nou eerder dalk in die bed gelê het, warm, maar julle is hierso. Ons is hier saam, kinders van die Here, verenig in Jesus se naam. Baie welkom. Ek wil vra dat ons sommer mekaar sal groet die mense om jou. Ons is broers en susters in Christus. Dis lekker om weer saam te kom en mekaar weer te sien en te weet ek is deel van 'n kerk. Ek het 'n geloofsfamilie. Ek is nie alleen nie. Ons het dit nodig, daai gemeenskap, daai liefde, die ondersteuning. Is hier enige besoekers vanoggend? As jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op, dan gee ons 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Ek sien nie enige hande nie, maar baie welkom aan almal. Ek wil net vertel Tannie Mywes, sy was baie siek, sy het galstene gehad, Tannie Mywes Kloo, en dit het haar lewer, al die gifstowwe en goed, het nou haar lewer baie aangetas. En hulle was baie bekommerd op 'n kom. Hulle het eintlik die dokters en so het nie eintlik hoop gehad nie. Maar sy het wonderbaarlik genees. Die dokter sê dit wonderbaarlik genees. Hy kan eintlik dit nie verstaan nie dat sy so goed genees het nie. So dankie ook vir almal se gebede. Dit gaan baie beter met haar. En dan Tannie Leni en oom Jan Senekal, hulle seun was ook baie siek. Die infeksietelling was 300 en iets. 349. En dit het nou afgekom, ek dink 17 toe, daar rond. So, dis ook net baie wonderlik, mense is so dankbaar vir die Here se genade, en as dit gebeur, as mens bid, en iemand raak gesond. Ons is so dankbaar daarvoor. Ons gaan 'n lied saam sing, ons gaan bly sit, ons gaan die lied sing soos 'n wildspok, en ons sing vers 1 saam van hierdie lied. Ek wil vra, wie wil vanoggend vir ons die Christuskers aansteek? As daar iemand is, kan hulle vorentoe kom en dit aansteek. Dis Pieter, dankie. En dis ook vir ons 'n belangrike, ene wil nie meer werk, like maar. Dis ook vir ons 'n belangrike herinnering, die wete dat die Here is met ons. Partykeer bid mense en iemand raak nie gesond nie en mense is hartseer. Maar dan is die Here ook by ons.
In die moeilike donker tye is hy nog steeds die lig, steeds ons herder. So ons is nie alleen nie. Jesus is die Here, maar hy is ook hier. Hy het beloof om by ons te wees al die dae. En ons vergeet dit soms. Ek het so tydjie terug te hoor ek iemand sê hierdie kruis hierbo met hierdie lig, as hulle gedwagtes bietjie begin dwaal, dan is dit iets wat hulle weer help om te herfokus. Dan word hulle weer, die fokus word weer so gebring na die Here toe. So dit is eintlik vir my 'n baie mooi beeld, want dit is ook wat hier gebeur op 'n Sondag. Nadat klomp dinge gebeur het, nadat klomp dinge ons aandag gevat het, kom ons hier by mekaar en ons fokus net weer op die Here. Ons raak net weer bewus daarvan dat hy met ons is. Ons het hom so nodig elke dag. Ons word gehelp om weer in die regte rigting te kyk. In Psalm 100 in vers 3 hoor ons die volgende: Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. En ons gaan nou die Here loof, ons gaan die lied sing, bring lof aan die Vader, vers 1 tot 2, en ons gaan staan en so die Here loof. Junie, so 'n paar dae terug, 3 dae terug, was die geloofsbelijdenis van Nicea, 1700 jaar oud. Dis een van ons belydenisskrifte in ons kerk, een van ons geloofsbelijdenisse, maar hy is nie so bekend soos die apostoliese geloofsbelijdenis wat ons met tye opsê nie. Maar jy sal, daar is ook maar redelike ooreenkomste. So hy was 1700 jaar oud. Die eerste weergawe van hierdie geloofsbelijdenis is op 19 Junie 325 na Christus in die stad Nicea aanvaar. En dit was onder leiding van keiser Konstantin. En die agtergrond van hierdie belydenis, enige van hierdie belyden of elkeen van hierdie belydenisse het 'n agtergrond. Daar het iets gebeur
en toe het mense nou daarop gereageer. So hier was dit nou, was 'n reaksie op die dwaalleer van Arius. Hy het nie die godheid van Jesus erken nie. So toe het hulle nou gereageer daarop, dit was 'n groot ding, en jy kan teruggaan Luke, jy kan hom maar net daar hou, dankie. Toe het hulle nou gereageer daarop en saamgevat, wat glo ons? So, so geloofsbelijdenis herinner ons ook, tot vandag toe, wat glo ons? En hierdie ene word wêreldwyd, word dit erken en aanvaar, deur verskillende kerke, deur die Katolieke kerk, die Griekse Ortodokse kerk, die Anglikaanse kerk, en deur protestante kerke. So dis eintlik 'n ekumeniese geloofsbelijdenis. Dit word deur verskillende kerke aanvaar. Ek gaan dit vir ons lees, so ons kan ook net luister as ek dit lees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mens, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom, met heerlikheid, om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewenmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Net gou hier 'n sluk water vat. Ja, die sinus kan mens soms onkant betrap. 'n fyn blonde meisietjie, 'n poppie. En dan het mense nou op grond daarvan haar op sekere maniere hanteer, maar sy het toe in Survivor deelgeneem. Survivor Suid-Afrika. Van julle kyk dit dalk, maar in 2021 toe wen sy dit. En sy sê almal het haar eintlik onderskat, maar eintlik het dit al gehelp. As mense jou so onderskat, dan dink hulle dalk jy's 'n bedreiging nie, of die kans dat jy gaan wen is dalk min. So dit het vir lank gebeur, en sy het nou eintlik so die stereotype uitgedaag. Baie mense sê mos soms 'n blonde sê nou maar so, blondine, en spot hulle. So dit gebeur, hulle het dit met haar ook gedoen. So toe verras sy nou almal en wen die kompetisie. Daar is ook 'n dominee, hy skryf ook baie boeke, Jaco Strydom, maar hy het nou lang hare en hy het 'n baard en hy dra baie keer 'n missie. Ek het nou nie 'n foto van hom opgesit nie, maar hy het toe vertel, hy het een keer gepreek by 'n gemeente, nou 'n ander gemeente, hy is in Pretoria, maar dis nou iewers anders. Toe het iemand vir hom 'n kospakkie gebring, iemand seker van die Barmhartigheid Kommissie,
En hy sê toe, "Eers baie dankie, dis gaaf van julle, maar ek is eintlik die dominee wat vanoggend preek by julle." So hulle het ook net daai om so gesien en gedink, okay, dit pas nou nie in met die beeld vir hulle van 'n dominee nie. Hy's dalk eerder 'n boemelaar of so. Hy kry dalk bietjie swaar, maar dis nou maar hoe hy aantrek en is so aan. So dit gebeur maklik. Ek het ook gehoor van 'n skoonmaker by 'n werk. Niemand het haar eintlik gegroet nie, hulle het neergekyk op haar. En toe praat iemand een keer met haar en vra 'n bietjie uit oor haar. En hulle kom toe agter sy het 'n onderwysgraad, maar sy kry nie 'n werk by 'n skool nie. So nou maak sy skoon. Toe het almal nou anders gedink oor haar toe hulle dit hoor en sy het toe selfs 'n opleidingssessie daar by die werk gedoen. So dit wys mens net hoe maklik dit kan gebeur. Ek het ook gehoor van 'n meisie wat sy het in die kerkdiens op haar foon gesit en die dominee sien dit nou en van die mense het nou was nou ongelukkig en het 'n bietjie gefrons en so aan. Maar toe gaan die dominee na haar toe. Toe wys sy vir hom. Sy het al die skrifgedeeltes. Dit was nou 'n baie bemoedigende diens vir as jy nou deur moeilike tye gaan. Sy het dit alles neergeskryf en gedeel met haar vriendin wat toe in die hospitaal gelê het. So die diens was seker nou nie uitgesaai nie. Maar toe is hy nou ook verbaas. Hy het dadelik gedink, ag hierdie kind, hierdie tiener gee nie aandag nie. Of hierdie tiener doen nou ander goed. Maar eintlik het sy 'n belangrike boodskap gedeel met iemand wat swaar kry. So dit wys mens maar net hoe maklik dit kan gebeur. Miskien het jy al ervaar hoe 'n stereotype wat jy gehad het nie waar was nie. Die probleem met dit is baie keer is dit nie waar nie. En as mens iemand hanteer volgens dit, kan jy hulle dan kan jy hulle verkeerd hanteer. So mens moet versigtig wees vir dit. Mens partykeer hoor mens daai ding, almal wat op die straat is lui. Byvoorbeeld, dit is nie waar nie. Maar as jy dit glo, gaan jy hulle dalk anders hanteer. Want jy gaan dink, ag, hulle wil net nie werkie. So ek hoef hulle nie te help nie, want hulle is eintlik maar lui of wat ook al. Dis 'n voorbeeld. So mens moet versigtig wees vir dit. Dit kan gevaarlik wees. As mens so veralgemeen. Alle jong mense is so of alle ou mense is so. Alle mans is so of alle vrouens is so. Dit is baie gevaarlik. Ons kan soms te vinnig mense oordeel of maklik op grond van die uiterlike net. Ons gaan vanoggend uit Galasiërs 3 lees van vers 23 tot 29. En een van die dinge wat ons in hierdie gedeelte hoor is dat almal wat glo in Christus Jesus is kinders van God. Soos hierdie kanselkleed ook sê, is ons een in Christus. Ons wie glo in Jesus. Toe dink ek nou, ons het so kanselkleed, dit pas nou mooi aan, sluit mooi aan by die diens. So ek is sommer bly ons het so ene. Maar kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Ons hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons het om U ons Vader te kan noem. Dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. En dit is als te danke aan Jesus Christus wat gekom het, wat gelei het, wat gesterf het. Wat vir ons daai deur oopgemaak het. Here, ons behoort aan U. Dit is wonderlik. U is met ons. U help ons. U ken ons. Here, ons kan weet dat almal wat glo in Jesus is U kinders. Ek bid vandag dat U ons anders sal laat kyk. Breek die vooroordeele en die stereotypes af. Ons vra Heilige Gees, kom help ons. Help ons om mekaar raak te sien. Ons wie glo as kinders van God. Help ons om die eenheid in Christus uit te leef. Here Jesus, U het alle skeidingsmure tussen mense kom afbreek.
Ons dank U daarvoor, Here. Here, laat ons een wees, sodat die wêreld sal glo. Kom praat met ons vanoggend, Here. Help ons om te luister en om gehoorsaam te reageer. Ons kan nie self, as ons net sê ons gaan harder probeer, kan ons nie doen wat U van ons vra nie. Ons kort die Heilige Gees om ons krag te gee, om ons te verander. Ons is so afhanklik van U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, Paulus is die outeur van hierdie Galasiërsbrief. Hy noem die medewerkers wat saam hom was ook, maar hy is eintlik die outeur. En as jy nou daar op die skerm kyk, daai groot groen deel is Galasië, en hierdie brief, die brief aan die Galasiërs, was bedoel as 'n omsendbrief vir die gemeentes in die suide van Galasië. Daar waar daai rooi lyn so deurgaan is daar die gemeentes, van die gemeentes daar in die suide van Galasië, in Klein-Asië. En Paulus het dit moontlik tussen 50 tot 52 na Christus geskryf, vanuit Korinthe. En Paulus het hierdie gemeente self gestig, so hy het hulle goed geken, en hy het die ware evangelie aan hulle verkondig, maar daar het later Joodse Christene ingekom in hierdie gemeentes, en hulle het die mense verwar en die mekaar gemaak, en eintlik ook laat twyfel of hulle nou werklik gered is, hulle wie glo in Jesus. Hulle het gesê, dis nie genoeg om in Jesus te glo nie. Jy moet ook die wet nakom, soos die Jode. Jy moet ook byvoorbeeld besny word. Dan is jy nou eers werklik gered en deel van God se familie. So dis nie genoeg om in Jesus net te glo nie. En dit het die mense verwar en die mekaar gemaak. So daar moes toe nou drasties ingetree geword het. Paulus moes hulle help en hy moes nou weer vir hulle bewus maak van die ware evangelie. Hy verkondig dit. Hy moes ook sy apostelskap vir hulle verdedig, want hierdie mense het hom ook in die twyfel getrek. So dit is wat hy doen, en mense het ook begin wonder oor die vryheid wat daar in Christus is. So dit is ook iets wat hy aanraak in hierdie brief. Maar dit was dringend en daar word Paulus praat streng met hulle. Dit was dringend, dit was ernstig. Daar is nie 'n ander evangelie, daar is net die een ware evangelie. En hy was eintlik geskok dat hulle so vinnig die ware evangelie kon verruil het vir 'n ander evangelie. Ons gaan lees uit Galasiërs 3 vers 23 tot 29. Ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Dis nou meer direkte, letterlike vertaling. Voordat hierdie geloof gekom het, was ons onder die toesig van die wet, ingesluit met die oog op die geloof wat in die toekoms geopenbaar sou word. Die wet was dus ons oppasser met die oog op Christus, sodat ons deur geloof geregverdig kon word. Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van 'n oppasser nie. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik of vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgename. Ons lees net tot sover. Nou in die hele Galasiërs 3 vers 6 tot 4 vers 7 argumenteer Paulus dat God mense vryspreek omdat hulle glo in Jesus, nie omdat hulle die wet onderhou nie op grond van werke of enigiets anders nie, soos Abraham. Omdat hulle glo, word hulle vrygespreek.
En in Galasiërs 3 vers 19 praat Paulus oor die doel van die wet. Wat is nou die funksie van die wet, as mens nou nie daardeur gered word nie. En dan, van daar af, dan praat hy nou 'n bietjie daaroor, dan sê hy, God het dit gegee met die oog op die sonde. Dit het 'n doel gehad vir 'n tyd. Dit het 'n funksie gehad, totdat Christus gekom het. Dit was daar met 'n tyd, vir 'n tyd lang. Dit is gegee sodat die mens kon weet wat die sonde is. Dit maak 'n mens bewus van jou sonde. Die wet kan egter die mens nie by die ware lewe uitbring nie. Dit kan nie vir jou red nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer die wet nakom. Dit kan nie dit doen nie. So, almal is ook so deur die mag van sonde vasgevang, dat jy kan nie jouself red nie. Ons word net vrygespreek deur in Jesus te glo. En dan in vers 23 gaan hoor ons, voordat hierdie geloof gekom het, was ons onder die toesig van die wet, ingesluit met die oog op die geloof wat in die toekoms geopenbaar sou word. Die 1983 vertaling sê, voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. So die wet was soos 'n oppasser, soos 'n kinderoppasser. Daar's nou 'n kindjie wat opgepas word deur iemand, so was die wet. Die Griekse woord is paidagogos, 'n kinderoppasser. So ons hoor in vers 24, die wet was dus ons oppasser met die oog op Christus, sodat ons deur geloof geregverdig kan word. Maar nou dat die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van 'n oppasser nie. So in die antieke tyd, die Griekse Romeinse samelewing, het die ryker mense, die ryker families, van 'n kinderoppasser gebruik gemaak. Dit was gewoonlik 'n slaaf, en hierdie slaaf sou fokus op die seuns, en sou toesig gehou het oor hulle. Sou hulle geleer het, sou hulle eintlik hulle karakter gevorm het, sou hulle gedissiplineer het, skool toe gevat het, sulke tipe goed. Totdat hulle nou volwassenheid bereik. So vir 'n tyd lank moes hulle 'n kinderoppasser dan gehad het. So dit is waar hierdie beeld vandaan kom. Die wet was 'n tydelike oppasser, totdat Christus en die geloof gekom het. Maar ons wat nou glo, het nie nou meer daai toesig nodig, daai oppasser nodig van die wet nie. Dit beteken nie die wet beteken niks nie. Dit beteken net ons word nie daardeur gered nie. Ons lewe nie wetsgeoriënteerd nie. Ons leef Christus georiënteerd. Hy het ons gered. Ons moenie nou weer slawe wees van die wet nie. Dis waaroor dit gaan. Die wet was 'n tydelike oppasser. En dan hoor ons in vers 26, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Nou ons moet dit duidelik hoor vandag. Ons kyk soms verskillend na mense, selfs na mede-Christene. Mens kan maklik mense in groepe verdeel. Maar ons hoor hier duidelik, almal wat glo in Christus Jesus is kinders van God. Dit maak nie saak waarvanaf jy kom, hoe jy lyk, wat is jou ras, wat is jou kultuur, wat is jou taal nie. As jy glo, is jy 'n kind van God. So ons moet nie kyk na mekaar in daai opsig. Ons is almal kinders van God. Ons almal het daai nuwe identiteit. En dis die ware identiteit waaruit ons moet lewe. Ek is 'n kind van God. Ek is aanvaar. God het my lief. Ons kan soms baie luister na ander stemme wat dalk sê jy's nie goed genoeg nie. Jy is wat jy het, of jy is wat jy doen, of jy is wat ander van jou sê. So as mense vir ons sê jy is nie goed genoeg nie, of jy's lelik, of ons afbreek, dan kan ons baie sleg voel. Maar dan moet ons weet, hierdie stemme is nie wie ek werklik is nie. Ek is 'n kind van God. In die wêreld se oë tel dit baie waar jy ry, of waar jy bly, of wat jy het, wat jy kry.
Maar hier is dit anders. Daai goed definieer ons nie. Ons wat glo is kinders van God. So ons moet daaruit lewe en ons moet onthou, elkeen wat glo in Jesus is deel van God se familie. Is deel van God se huisgesin. So mense kan nie, ons Christene kan nie mekaar haat en heeltyd wil vermy, jy wil met sekere Christene niks te doen hê nie. Dan is ons op die verkeerde pad. Ons is almal kinders van God. In 1 Johannes 5 vers 1 hoor ons die volgende. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Jy kan nie net glo in Jesus en sê ek's 'n kind van God en nou stop dit daar nie. Ons moet dan ook die ander kinders lief hê. Die twee gaan saam. Liefde vir God, liefde vir ons naaste. Kan mens ook sê. Ons moet ook ander lief hê. So, dis vir ons 'n baie belangrike herinnering, daai almal wat glo in Christus Jesus is kinders van God. Nie net seker is nie. God is nie net die God van 'n sekere groep, of 'n sekere taal of 'n sekere ras nie. Ons moet dit duidelik hoor. En as mens sukkel daarmee, as dit vir jou moeilik is om dit te glo en uit te leef, dan moet mens bid. Here, help my om anders te kyk. Heilige Gees, breek my vooroordeele af. Dit is hoe die Here wil hê ons moet lewe in liefde saam. In vers 27 in die 2020 vertaling hoor ons, want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Dit is ook baie mooi hoe dit beskryf. Ons het hom soos 'n kleed aangetrek. Die 83 vertaling sê, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Nou die doop is die duidelikste teken of simbool van hierdie nuwe identiteit wat ons in Christus ontvang. Dit help ons om seker te wees daarvan. Ons is met Christus gekleed. Ons is verenig met Christus. Ons behoort aan hom. Dit kan mense ook baie troos as jy twyfel. Ek behoort aan Christus. Ek is verbind aan hom. Die Heilige Gees het my verbind aan Christus. Hy is met my. Ek behoort aan hom. Die doop is ook die seël van ons inlywing in die liggaam van Christus. Mense raak so deel van die kerk, die liggaam van Christus. Maar mense hoor dan verder in vers 28, dit is ook baie belangrik en ons moet dit ook duidelik hoor. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle is almal een in Christus Jesus. As mens nou net dink die Jode wou niks te doen gehad het met die nie-Jode nie. Hulle het neergekyk op hulle het hulle gesien as onrein. Nou hoor hulle in Christus, is daar nie meer Jood of Griek nie. Hulle is een in Christus. Hulle moes saam kerk wees, hulle kon nie nou meer neerkyk op mekaar of verdeeld wees nie, hulle is een in Christus. Tussen 'n slaaf of 'n vryman was ook 'n groot onderskeid getref. Mans en vrouens, mans het hulle self gesien as belangriker as vrou in daai tyd. So dit word alles oorbrug in Christus. Vandag sal mens ander goed ook kon noem, maar die punt is net, goed soos ras en kultuur en taal, die land waarvan af jy kom, dit tel nie meer, dit moenie meer tel in die kerk. Ons kyk baie maklik vas in dit, en dan hanteer ons mense volgens dit, maar ons kan nie dit doen nie. Die kerk is enige iemand kan deel raak van die kerk. Enige iemand wat glo in Jesus is 'n kind van God. Ons is een in Christus. So ons moenie mense verskillend op hanteer. Sê nou maar jy is nou 'n man, dan word jy anders hanteer. Of jy is nou 'n vrou, of op grond van ras, of so nie. Ons kan nie dit doen nie. Ons moet nie kyk na almal. Ons is een in Christus.
Ons is saam gebind in een liggaam, die liggaam van Christus. Ongeag hierdie dinge. Dis goed wat maklik mense skei. Maar dis juist wat die kerk anders maak, wat dit moet anders maak. Verskillende mense wat saamkom, wat verenig is. En ons moet daai eenheid uitleef want sodat die wêreld sal glo. Dis wat Jesus bid in Johannes 17. So dit is belangrik. So ons moet anders na mekaar kyk. Dit is wat ons hoor hier vandag. Ons moet nie vaskyk aan menslike dinge nie. In 1 Johannes 4 vers 21 in die boodskapvertaling hoor ons: wie God liefhet, het geen ander keuse as om ook sy medegelowige lief te hê nie. So dit is die opdrag wat hy vir ons gegee het. So ons moet in liefde saamleef. Dis baie belangrik. Die Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het teen Hitler opgestaan en hy was later doodgemaak vir sy geloof. Hy het gesê ons moet alles in die lig van Christus sien. Christus moet as te ware tussen ons en ons familie, ons vriende, maar selfs ook ons vyande kom staan. Die wie ons irriteer of frustreer of verontreg, Christus moet tussen ons en hulle staan. Ons moet deur Christus kyk na hulle. Dan sien ons almal anders. Dan gaan ons anders dink oor hulle. So daai lens wat jy dalk geleer het toe jy jonger was, moenie tussen jou en ander staan nie. Sê nou maar iemand van 'n ander ras. Wat maak dit dat jy dalk mense haat van 'n ander ras? Dit moet vervang word met Christus. En mens moet bid daarvoor. Here, kom Jesus, kom staan tussen my en ander. Jesus het vir almal gesterf, nie net vir sekeres nie. So dan sal hierdie mense radikaal verander in ons oë. Nou, maar wat mens ook moet sê is vers 28 beteken nie jy moet nou ophou om 'n man of 'n vrou te wees, of jy kan nou nie meer 'n Afrikaner wees. Dis nie wat dit beteken. Maar wat dit wel beteken is, daai identiteite is nie meer die belangrikste nie. Dis nie meer die beslissende identiteit nie. Want mens leef baie keer daaruit. Ek is 'n Afrikaner, of ek is 'n man, of wat ook al. Ek is baie geleerd. Dis jou identiteit, jou status. Maar hierdie sê vir ons, dis nie meer die beslissende identiteit nie. Maak nie saak hoe belangrik iemand daar buite is, of onbelangrik, of hoe ryk hy is, of sy is, of hoe arm sy is nie, of wat hulle geslag is, of wat ook al. Dit moet ons nie aan vaskyk nie. Ons beslissende identiteit is dat ons Christene is. So mense praat soms van Christenmans of Christen sportster. Ons moet eintlik nie so praat nie. Ons is Christen. Dan tref mense eintlik nou weer 'n bietjie onderskeid. So Christus moet ons definieer, nie ander identiteite nie. Ons moet leef soos hy van ons vra. Hy moet ons lewe bepaal. As ons sê ons glo in Christus, dan leef ons onder sy heerskappy. Dan is hy die koning en die Here. Dan moet ons leef soos hy sê. So, dis ook vandag 'n uitnodiging om dalk weer te bekeer. Want ons almal kyk soms met sekere lense, met sekere vooroordele. Maar dit doen skade aan ander as 'n mens vanuit dit optree. Ons is in elk geval gaan dit baie verder as net tussen Christen. Ons weet God het almal gemaak. Almal is beelddraers van God. Almal is gelykwaardig. So ons moet soos God wees. Ons moet soos God kyk na mense. In Kolossense 3 vers 17 hoor ons dat wat ons ook al sê of doen, moet ons sê of doen in die naam van die Here Jesus. Alles wat ons sê of doen. Die boodskapvertaling sê, Jesus moet uit julle hele lewe straal, of julle praat of iets anders doen. Jesus moet daarin gesien. Dit beteken ook 'n mens moenie net hier en daar ietsie vir
die Here gee nie. Alles. My hele lewe is in diens van die Here. Alles wat ek sê of doen, moet tot eer wees van die Here. Ek moet dit in sy naam doen. So ek kan nie meer net praat of goed doen nie. Ek moet met 'n nuwe bewustheid lewe. Dit het my baie laat dink weer hierdie vers. My hele lewe, voltyds is ek in diens van die Here. So baie keer sê mens maklik iets en dit maak seer of dit breek iemand af. Dit is nie tot eer dan van die Here nie. Ons gaan struikel met tye. Ons maak verkeerde besluite. Maar ons kan ons weer toewy hieraan. Ons kan vra, Here, vergewe my. Help my om nie te kyk en gehoorsaam te wees. So ons is een in Christus. Ons is broers en susters in Christus. So ons moet hierdie eenheid wat reeds 'n werklikheid is, moet ons ook najaag en sigbaar uitleef. Dis hoekom dit so hartseer is hoe verdeeld ons as Christene is. Daar's soveel kerke. Sommige hier om ons is, ek dink iets soos 30 of iets het ek al gehoor in KB gaan. Daar's baie. Elkeen gaan op hulle eie. Ons dryf maklik weg van mekaar. Maar Jesus het gebid dat ons een sal wees. In Efesiërs 4 vers 3 hoor ons die volgende: Lê julle daartoe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Ek lees nou net die laaste vers 29 ook van vanoggend se gedeelte. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en oorkomstig die belofte erfgename. So ons kan weet, ons wat aan Christus behoort is deel van God se verbond. Ons behoort aan die Here. Ons het 'n wonderlike toekoms. Ons kan dit nie self verdien nie. Ons kan dit ontvang. Geloof is die leë hande waarmee ons dit ontvang wat God ons gee. Dit is alles genade ook. Ons is dankbaar daarvoor. Daarom wil ons nou leef tot eer en verheerliking van God. So mense kom in kontak met verskillende mense daagliks. Dit is 'n geleentheid om te leef tot eer en verheerliking van die Here. Kom ons gaan leef die liefde uit. Kom ons gaan leef as volgelinge van Jesus. Ons kan nie met haat en haat lewe en mense op neerkyk en hoogmoedig wees nie. Ons is almal een in Christus, ons wie glo. Ons is almal kinders van God. Kom ons bid saam. Here, dis 'n wonderlike voorreg om u kind te kan wees. Dankie daarvoor. Here, ek bid dat u ons sal help om ook ons medegelowiges te sien as u kinders. U het hulle lief en u het ons ook lief. Here, en in u koninkryk staan liefde sentraal. Ons moet dit uitleef, Here. Ons sukkel om dit self te doen, ons kan nie. Maar ons kry hierdie liefde by u. Die Heilige Gees gee dit vir ons. En dit kan ons deel met ander. Help ons, Here, om ons lewe in te rig, dat ons tyd met u spandeer. Dat ons bewus bly van u en van wat u van ons vra. Vanuit ons verhouding met u kan ons gaan leef soos u vra. Ons is verbind aan Christus. En die Heilige Gees verander ons om meer en meer soos Jesus te word. Here, dankie dat ons nie aan ons eie oorgelaat is nie. Ons moet nie maar net gaan harder probeer nie. Ons moet fokus op ons verhouding met Christus. Here, die lewe is besig en daar's soms min tyd vir alles. Maar ons moet tyd maak ook vir u. En ons kan deur ons dag met u praat. Bewus bly van u. Ook in die natuur kan ons net in verwondering staan. Here, help ons om anders te kyk. Anders te kyk na onsself, maar ook na ander. Help ons om deur Christus te kyk na ander.
Mag ons gemeente wees waar mense, ongeag hoe hulle lyk, of ongeag hulle status, of ras, of geslag, sal voel, hier voel ek welkom, hier word ek in liefde hanteer. Help ons om mekaar te aanvaar, soos U ons aanvaar het, Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers, en dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word. Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om vanmôre hier by mekaar te kon kom. Here, alles wat ons het behoort aan U. Dit wat ons vanmôre hier gegee het, gee ons met 'n oop hart. Ons gee dit aan die kerk. En ons wil vir U vra, Here, seën hierdie fondse, dat ons dit sal gebruik tot seën in ons gemeente, tot uitbouing van die koninkryk. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Daar sê, kom ons kyk gou na 'n paar afkondigings. Is jy daar op die afkondigings? Dominee Robbie neem sy af naweek, komende naweek, en dan is hy 'n bietjie op verlof ook. En Dominee Matthäus Langeloof gaan vir ons daar instaan by die dienste en ook pastoraal. Die kerkkantoor gaan gesluit wees 30 Junie tot 11 Julie. Ek het nie verjaarsdae vandag nie, maar almal wat in die week verjaar, baie geluk. Mag julle werklik in die nuwe lewensjaar God se seën, God se liefde en sy omgee ervaar. Op ons gebedslys, Brian Marks, ons koster se pa Rian, is oorlede. Kom ons dra ook daai familie in hierdie tyd van hartseer aan die Here op. Elsa Scher se skoonseun Desmond is ook baie siek. Ons vra ook daar dat jy vir hulle sal bid, en soos jy gehoor het, Mavis Klee is aan die herstel, wonderbaarlik aan die herstel. Kom ons dra ook vir haar en vir haar familie ook in die tyd aan die Here op.
Die vrouwendiens wil komende Vrydag 100 burgers verkoop, maar as u wil koop met u bestellingsplaas asseblief voor die 24ste komende Dinsdag. U kan vir Anna of vir Anso skakel, sodat die nodige aankope gedoen kan word. En u wat in Louis-Davies is, kontak vir Nelly, plaas die bestelling daar en betaal ook sommer daarvoor daar. Jy moet nie huis toe gaan na die diens nie, daar is koffie en thee in die saal, kom kuier 'n bietjie saam, gesels 'n bietjie. Dankie. Ons slotlied is vers 1 tot 2 van die lied Praat ek mense engeletale. Kom ons staan en sing hierdie lied saam. Ontvang die seën van die Here en gaan uit met sy vrede. Julle kan weet die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen. Dan sing ons gaan dan heen.